Goeiemôre graad 2, ek verhoop dit gaan goed, en dat julle 'n baie lekker naweek gehad het, en dat julle baie lekker gerus het. So van vandag af gaan juffrou net 2 werkies stuur. Juffrou gaan dit op 'n maandag en vir 'n woensdag stuur, en dan kan julle die werkies of klaarmaak op 'n maandag, of jy kan dit in 2 deel, en die eerste deel op die maandag klaarmaak, en die tweede deel op die dinsdag, en dan wanneer jy vir weer woensdag 'n werkie stuur, dan kan jy die eerste deel op woensdag doen, en die donderdag die tweede deel, en die vrydag kan jy lekker hersien, of jy kan inoefen, of jy kan miskien 'n paar nuwe sommetjies probeer doen. So kom ons begin sommer dadelik met vandag se werkies. Daar's 'n lekker 'n splinter nuwe lopende skrifpatroontjie. So jy gaan oopmaak. Dis hy. Reg, kom ons kyk gou wat is die datum. Vandag se datum is die 25ste Mei 2020. Wat kom voor 25? 24 en wat kom na 25? 26 en wat kom voor Mei? April en wat kom na Mei? Junie. Baie mooi. En kom ons kyk gou watter dag is dit vandag? Dit is vandag Maandag. Wat was gister? Sondag. Wat is môre? Dinsdag. Baie mooi. Kom ons kyk na ons nuwe lopende skrifpatroontjie. Reg. So dit is die basis van die hier. Wanneer ons later ons lettertjies gaan leer, gaan julle sien dat as ons hierdie patroontjie kan skryf, dan kan ons ook 'n L skryf. Julle kan sien dit is 'n ronde patroontjie. So as julle kyk, dan gaan ons hier is die stappies wat jy vir julle gemaak het. Julle gaan 'n diagonale lyntjie optrek. Onthou diagonaal is ons skeef. Diagonaal op en dan draai hy bo op die blou lyntjie. En dan, jou derde stapie is hy kruis op die blou lyntjie en dan begin ons weer van voor af met 'n draadjie. So jy gaan weer wys, ons gaan op met 'n diagonale lyn en ons draai teen die blou lyntjie. Ons gaan af, dit kruis op die blou lyntjie en dan gaan hy af en hy draai en dan begin ons weer van voor af. Ons gaan om, af en draai, om, af en draai. Kan julle sien? So kom ons probeer dit gou saam in die lig of teen die skerm. Ons gaan op diagonale lyntjie, ons gaan om en af, op en om en af, op en om en af, op en om en af. Kan julle voel, is 'n lekker ronde lettertjie. Wat julle moet onthou is dat dit is rond. Hy kruis op die blou lyntjie, hy raak aan die blou lyntjie bo en onder en jy moet probeer dat elke draadjie min of meer dieselfde grootte is. So moenie een wat maar is en wat vet is nie. Probeer om hulle min of meer dieselfde grootte te maak. Dan het jy vir die stippellyntjies getrek en ook lyntjies waar jy op julle eie gaan probeer. So stop gou die video en dan probeer jy gou hierdie handskrif op julle eie doen en dan gaan ons daarna bietjie aangaan met wiskunde. Reg, ek hoop julle het hierdie nuwe patroontjie geniet. Hy is definitief 'n bietjie meer van 'n uitdaging. Hy is oor 2 lyntjies. Kom ons kyk gou, ons gaan nou begin met wiskunde en ons gaan nou getalname doen. Nou getalname is natuurlik die naampie van die getal. En juffrou het dit al van tevore gesê, die maklikste manier om seker te maak dat jy elkeen se naampie ken, is om eers te oefen in verskillende groepies. So daar's 3 groepies wat jy moet oefen. Die eerste groepie het jy al in graad 1 geleer. Dis getalletjies 1 tot 9. Dan die tweede groepie is van 11 tot 19. En dan die derde groepie is al die dekades. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. So dan, as jy daai 3 groepies se getalle kan skryf, dan kan jy enige getal van 0 tot by 99 skryf. En elke groepie het net 9 getalle in. So gaan oefen eers jou verskillende groepies en as jy dit kan doen, dan gaan jy definitief al hierdie antwoordjies kan skryf. So kom ons lees sommer al die getalle saam, dan oefen ons gou ons getalsimbole. Eerste een is 52, 36, 29, 45,
18 en 3. So stop gou die video, dan probeer jy gou op jou eie al die getalnomme te skryf en wanneer jy klaar is, dan vra jy vir mamma om seker te maak dat jy dit reg gespel het. Goed, kom ons gaan aan. Reg, ons gaan nou tel in 2's op ewe en onewe getalle. Kom ons maak gou ons 200 blok oop. Dis hy. Reg. So juffrou gaan, daar gaan hy. Hallo, ons nou terug na die groot skerm. Kom ons gaan gou, dis hy. Juffrou dink dit nou kleur hierbo. Kies ek per ongeluk die groot skerm. Maar kom ons probeer weer. Ons tel van 83. Ons tel van 83 af en ons tel vorentoe in 2's. 83, 85, 87. Oeps, kan ek sê 88? Nee, kan ek sê 88 nie? 87, 89, 91. Kom, ons probeer nog ene. Ons tel van 146 af, ons tel terug. 140, 144, 142. Onthou jy moet sommer met juffrou tel. 140, 138, 136. Dis dit. Laaste enetjie, juffrou gaan tel van 46 vorentoe. 46, 48, 50, 52, 54, 56. Dis dit. Nou as dit jou weet, tel vir juffrou gou in 2 op ewe of onewe getalle vorentoe en terug op vanaf enige 3 plekke. So jy kan enige 3 getalletjies kies, dan tel jy vorentoe en jy tel terug en jy tel in 2's weer tot by 170. Reg, nou ons klaar getel het, gaan ons bietjie blitswiskunde doen. So ons gaan bietjie voor en na doen en dis lekker maklik, né? Ons het nie 100 blok meer nodig nie. Kom ons kyk of julle die antwoordjies ken. Wat kom voor 28? 27. Wat kom voor 35? 34. Wat kom voor 52? 51. Kom ons doen na. Wat kom na 35? 36. Wat kom na 49? 50. Wat kom na 62? 63. Baie mooi. Dus as jy nog 'n paar wil oefen, vra vir mamma vir jou 'n paar getalletjies te gee, dan sê jy wat kom voor dit en wat kom na dit. Kom ons gaan aan en dit is 'n baie lekker aktiwiteit. Ons het 'n simmetrie aktiwiteit. Reg. Ons moes nie voor en na gedoen het, jy sien juffrou nou soos 'n verdubbel en halveer het, maar dit is oké, as dit nou so 'n bietjie verdubbel en halveer. Ek dink Woensdag is voor en na. So ons sal dit sommer omdraai, dit maak nie saakie. Ons gaan vandag 'n bietjie van simmetrie leer. En wanneer ons iets wil verdeel en dit simmetries wil maak, gebruik ons die lyn van simmetrie. En daardie lyn is gewoonlik 'n stippellyntjie. So 'n stippellyntjie het so klein spasies tussenin. En wanneer ons die lyn van simmetrie gebruik, dan is albei kante wat dit verdeel identies. So wanneer ek die lyntjie trek, dan is die linkerkant en die regterkant presies dieselfde. As ek hom vou, moet hy presies dieselfde lyk. So nou het juffrou hier 2 voorbeelde gemaak. Ek het 'n gesiggie gemaak en ek het hom op die regte manier verdeel en op die verkeerde manier, so julle kan sien. So kom ons kyk gou eers na die regte manier. Hy is reg, want nommer 1, hy's in die middel. Hy's in die middel getrek. Nommer 2 is dat albei kante lyk dieselfde. 'n Halfte van die glimlaggie en 'n halfte van 'n glimlaggie. 'n Oogie en 'n oogie. 'n Stukkie van die neusie, 'n stukkie van die neusie. Maar hierdie enetjie is verkeerd. Al is hy in die helfte van die sirkeltjie getrek, is daar oogies bo en daar's 'n mondjie onder. So is die kante dan identies? Nee, want daar's oogies bo en 'n mondjie onder. En as dit identies was, sou daar oogies bo en oogies onder gewees het. So julle moet onthou, wanneer julle die lyn van simmetrie trek, dan is dit nie net in die middel nie. Dit moet ook simmetries wees, wat beteken albei kante moet dieselfde lyk. En juffrou gebruik altyd 'n gesiggie
om vir julle te verduidelik en vir julle te onthou. Wanneer ons 'n lyn van simmetrie trek, dan trek ons hom altyd so, want dan is daar een oogie die kant, een oogie daai kant. Stukkie van 'n mondjie, stukkie van 'n mondjie, stukkie van 'n neusie, stukkie van 'n neusie, 'n wangetjie, 'n wangetjie. Maar as ek hom so trek, dan het ek oogies bo en 'n mond onder en dan is dit nie identies nie, dis dan nie dieselfde nie. Goed, en nou sit julle beurt. Heel eers wat julle nou gaan doen, is julle gaan nou vir my die lyn van simmetrie trek in al hierdie verskillende vorms en prentjies. Onthou, wanneer ons die lyn van simmetrie teken, is dit 'n stippellyn en ons probeer in die middel teken en maak seker dat albei kante dieselfde is, identies is, né? So stop gou die video en dan probeer julle gou op julle eie hierdie lyntjies trek. Reg, kom juffrou help gou vir julle. As ons na hierdie driehoek kyk, as ons dit so trek, is dit reg? Nee, want dan is daar 'n puntjie bo en 'n vetkant onder, né? So dit is verkeerd. My lyntjie moet hier van daar puntjie af getrek word, want dan is die linkerkant en die regterkant presies dieselfde. Nou kom ons by die reghoek, ons kan hom of hier trek in die middel, of ons kan hom op hierdie lyntjie trek. Maakie saak, julle kan albei ook getrek het. By die B moet ons hom hier in die lyntjie teken, want dan is daar 'n maagie bo en daar's 'n maagie onder. Onthou, juffrou se lyn van simmetrie lyk nou glad nie soos wat dit moet lyk nie. Onthou, dit moet lyk soos hierdie enetjie by die mannetjie. Juffrou gebruik nou net die muis om 'n lyntjie te trek om vir julle te wys. Reg, wanneer ons die pyltjie trek, dan trek ons hom reg af, so in die middel, tot by die puntjie. As daar een stukkie die kant en een stukkie daai kant. As ek hom so trek, is dit reg? Nee, want as daar 'n driehoekstukkie aan die onderkant en daar's 'n vierkant bo en dis nie reg nie. Albei kante moet dieselfde lyk en dit is hoekom ons hom so in die middel trek, né? Die stokkie lekker gaan ons ook so in die middel trek en die diamant gaan ons in die middel trek. Ons kan hom so trek die diamant of ons kan hom op die lyntjie trek, dit maak nie saak nie. Julle kan gekies het of jy kan albei gedoen het. Reg, nou gaan ons in die ken en verstaan handboekbietjie werk. Hier is 'n lekker aktiwiteit van simmetrie ook. Reg. Dit sê teken en voltooi hierdie prentjies in jou oefenboek en al die prentjies moet simmetries wees. Teken eers die helfte wat jy op hierdie blad kan sien en dan teken jy die helfte wat daarby pas. Goed. So die een helfte is klaar geteken. Nou kom die pret. Jy moet die ander helfte teken. So as jy wil kan jy dit trace of jy kan uit jou kop uit teken, dit hoef nie perfek te lyk nie. Juffrou wil nie hê dat die prentjie moet perfek wees nie. Juffrou wil hê dat jy moet die ander kant identies kan teken. Wat beteken dit? As jy nou na hierdie ladybug kyk, dan wil juffrou hê dat die lyfie ook rond moet wees aan die ander kant. Dat daar ook 4 kolletjies moet wees, dat daar ook 3 pootjies moet wees. Selfs met hierdie voeltjie, hier is sy kop, 'n stukkie van sy bek, 'n stukkie van sy stert en sy vlekjie. Daar moet ook 'n vlekjie wees. Selfs met die blaar, met die tannie se gesig en met die skoenlapper. So dit gaan baie lekker wees dat jy die skoenlapper se vlerke aan die ander kant kan teken en natuurlik die kolletjies byteken, die tannie se gesiggie. So dis nou 'n lekker uitdaging, dis 'n ander tipe manier hoe om simmetrie te oefen. Soos julle kan sien, is die lyn van simmetrie elke keer al reeds getrek vir julle. Kan julle sien? Julle moet nou elke keer net die ander helfte gaan teken. So dit dink ek gaan baie pret wees. So stop gou die video, dan probeer julle dit gou doen. Julle kan later inkleer en dan kyk ons wat gaan ons verder doen. Reg. Nou is daar kreatiewe simmetrie wat julle gaan doen. Dis 'n goeie idee as mamma of pappa of jou ouer boetie of sussie miskien vir jou help, want ons gaan met 'n skerm nou werk. So luister baie mooi. Jy vat 'n los blad, kan enige blad wees, dit kan 'n kleurblad wees, dit kan 'n blad, 'n stuk afvalblad wees wat jy miskien nie meer wil hê nie. Jy vat daai blad en jy vou hom in die helfte. Wag, laat juffrou gou vir haar 'n blad gaan kry en dan gaan ek dit vir julle wys.
Kijk, juffrou het 'n blad gaan haal. So kom ons kyk gou eers na die instruksies. Wat sê die instruksies? Dit sê ons moet 'n blad hê. Vou die bladsy in die helfte, dis lekker maklik. Vat jou blad, jy vou hom in die helfte. Ons doen dit. As jy 'n blad het, kan jy saam met juffrou doen. Sy in die helfte gevou, doen oop. En sy gevou. Goed. Begin aan die onderkant en sny 'n klein ronding op die vou uit. Laat ewig groot spasies en sny nog 3 rondings uit. Nou 'n ronding is amper soos daai patroontjie wat ons gedoen het. Ons kyk gou. Ek knip nou. Sien, dit was my eerste rondingkie. Dis nou nie perfek nie, maar dis oké. Dit is nie perfek te wees nie. En hy sê ek moet hoeveel doen? 3. Onthou, maak nie saak as jy 'n foutjie maak nie. Jy kry sulke klein stukkies afvalpapier, dan vou die bladsy weer in die helfte. Begonna. Okay. So my blad gaan maar so sny dink ek, so vou. Dit is so lekker mors reg hoekies nie hulle. Okay, gaan aan die onderkant knip 'n V-vorm se driehoek uit. Laat ewig groot spasies en knip nog 3 driehoeke uit. Okay. Sy driehoekie. En julle sien, ek hoop julle kan sien, ek hoop julle kom vir maak dit gou groot vir julle. Reg. Sy, ek moet nou nog 3 uitknip. Ons knip gou. 1 2 3. Dan sê moet ek die blad oopmaak en kyk wat se patroon het. Ek sê kom ons kyk of die vrou 'n patroon het. Kyk hierso. Sien julle? Dis 'n simmetriese patroon wat aan die kant gebeur aan daai kant. Dis presies dieselfde. So nou, as julle wil kan julle die blad versier. As julle sien nie soos myne lykie, dan is dit okay. Ons almal se mag verskillend lyk. Onthou myne kon bietjie groter of bietjie kleiner gewees het. Ek dink in elk geval ek moes 4 sirkels uitgeknip het en net 3 nie, maar dis okay. Probeer julle op julle eie en as julle nog afvalblaaie het, miskien kan jy 'n tydskrifbladsy of 'n koerantblad gebruik, dan kan jy verskillende patrone uitknip. Eerste ding wat jy doen, is jy vou hom in die helfte en jy doen jou eerste patroon hier op die vou en as jy hom weer vou, dan kan jy weer uitknip. Jy kan ook natuurlik soos dit gevou het en hom op daai voutjie geknip het, maak nie saakie. Want elkeen gaan vir jou 'n unieke patroon gee. So dis nou 'n lekker aktiwiteit gewees wat julle saam kon doen en julle kan nou lekker hierdie blad versier en inkleer en dit lyk sommer vir my amper soos kuns, né? Reg, kom ons kyk wat sê ons aktiwiteit nou. So wanneer jy die blad oopmaak, dan sien jy die patroon wat jy geskep het, vergelyk jou patroon met 'n maatsin. Ongelukkig het ons nou nie 'n maatjie by ons nie, maar as jy 'n boetie of 'n sussie het, of miskien wil mamma en pappa hulle eie een maak, dan kan julle miskien weer 'n nuwe een probeer doen, dan kan julle kyk hoe verskillend joune van hulle sinne lyk. So vra vir mamma of vir pappa of 'n boetie of 'n sussie om saam met julle die simmetrie speletjie te speel en dan kyk julle hoe lyk julle sinne. Dink jy is 'n prentjie onder? Ja, is 'n prentjie vir een van hoe dit moes gelyk het. sien julle? So jy het amper reg gelyk, nê? Asai. Goed. Nou, vir juffrou hier moet julle die nuwe boekie, die nuwe adres lees van bladsy 1 tot bladsy 6. Onthou julle het môre kans om dieselfde bladsye te lees. So of julle kan al 6 bladsye lees en net môre hersien, of jy kan dit altyd opdeel en bladsy 1 tot 3 vandag lees en dan bladsy 4, 5 en 6 môre, net soos julle wil. So stop gou die video, dan lees jy gou jou leesboekie en dan gaan ons 'n bietjie woordbou doen. Reg, ons gaan nou woordbou doen en ons het nie vandag nuwe woordbou woordjies om aan te leer nie. Ons gaan 'n bietjie woordjies hersien wat ons al reeds geleer het. So kom ons lees gou eers die woorde voordat ons sinnetjies met hulle maak. Koei,
leeu, blik, brein, vlees, vraai. Nou, eers nou ek nou gedink het, is brein. Watter brein is dit? Is dit my hare is brein, of is ek het 'n brein binne my skedel? Watter een is dit? Dit is die kleur, jy vra het brein oë, nee. So wat ek wil hê julle moet doen, is julle moet vir my oor elke woordjie 'n interessante sinnetjie skryf, 5 of meer woordjies in jou sin, en dan wanneer jy klaar is, gaan ons aangaan met ons volgende lesie. Reg, ons gaan nou Engels doen voordat ons met ons phonics begin. Vir juffrou jy moet julle 'n nuwe boekie vir Engels ook begin lees. Skeletons, we're reading Skeletons, that's our new book. So I would like you to go and read. So just stop the video, go practice your sentences in your Skeletons book, and then we're going to carry on with phonics. Reg, ons gaan nou phonics doen, juffrou gaan in Engels verduidelik, en dan daarna sal ek weer in Afrikaans ook gesels, om seker te maak dat julle alles mooi verstaan. So, heel eerste, the words that we're going to do is the N words, E-N, and the words are hen, den, ten, men, and pen. So let's read it all together. Hen, den, ten, men, pen. Now I want you to think, do you know what each word means? Let's see. Hen, the hen lives on the farm. Den, that's where the lion sleeps. The lion sleeps in the den. Ten, I have 10 fingers and I have 10 toes. Men, all the men help to carry the very heavy table. So men is a plural. That means there's more than one man. More than one man is men. That's the plural. Plural in Afrikaans is 'n meervoud. Dis meer as een. Last one, pen. That's the same as in Afrikaans. I write with a pen. Then I want you to write some sentences with 10 and with pen. Right. Kom jy vir sien gaga en dan probeer jy op julle eie. 'n Hen en is natuurlik dieselfde as in Afrikaans. 'n Hennetjie, 'n hoender. Den, dit is waar die leeu slaap, gewoonlik in 'n tipe grot. 10 is 10 die getal. Men is baie mans. Dis 'n meervoud. En pen is waarmee ek skryf. In Afrikaans en Engels is dieselfde. So daar's 2 woordjies hier wat julle al reeds ken omdat julle dit Afrikaans geleer het, nê? Dan moet julle vir my sinnetjies skryf met 10 en met pen. So stop gou die video, dan skryf julle gou vir juffrou sinnetjies. Right, then I want you to read and speak a sentence about all the high frequency words in row 8. So go to your flip file and go look for the high frequency words, row 8, and then first read them, and then secondly, I want you to speak a sentence using each word. So stop the video and quickly go do that for me. Reg. Goed. Vandag gaan ons net vir soutwater diertjies herset. Juffrou wil hê jy moet weer julle lesie werk. Juffrou wil hê jy moet weer 'n bietjie gaan kyk watter diertjies woon in die rotsspoele, watter diere woon in die see of in die oseaan. Kan julle nog onthou wat is die verskil tussen die see en die oseaan? Kan julle onthou dat op baie van die diere kan in die water lewe, maar ook buite die water, soos 'n ysbeer en 'n rob en 'n seeleeu. Ons kry natuurlik baie voeltjies wat naby die soutwater woon, soos 'n albatros en 'n seemeeu en 'n pikkewyn. Hulle woon baie keer soos 'n pikkewyn kan swem in die see, maar hulle kan ook oorleef op die strand of op die land, nê? So wat ek wil hê julle moet doen, is julle moet weer daai lesie werk en daarna moet julle vir my 'n prentjie teken met soveel soutwaterdiere sodat julle kan onthou. So wat ek dink 'n goeie idee sal wees, is om miskien 'n eilandjie hier te teken waar jy die diertjies kan teken wat buite die water ook kan lewe, soos die rob of die pikkewyntjie.
En dan natuurlik in die lug kan jy die seemeeu of die albatros teken. En dan natuurlik in die see is daar verskillende plekke wat jy gaan teken. Jy gaan heel bo teken, miskien die dolfyn wat deur die water spring en die spolvissies wat by mekaar swem, die kreefie wat hier onder by die klippe rondloop, die jellyfish wat miskien rond swem hier in die middel van die see. Ons het natuurlik miskien 'n seester onder teen 'n klip of 'n rots. So dink so 'n bietjie en dan teken julle vir my 'n baie mooi prentjie. Ek kan vir mamma vra om vir my 'n fotootjie te stuur dat ek kan sien hoe mooi dit lyk. So stop gou die video, dan teken julle gou julle prentjie en dan hersien julle gou deur julle lesie. Reg, graad 2's. Ons is nou eers klaar met vandag se werkie. Juffrou hoop julle het geniet. Woensdag se werkie gaan ons met ons nuwe tema begin. Ons gaan natuurlik volgende week ook oor daai tema gesels. So dis hoekom ons vandag nog eers 'n bietjie soutwaterdiere hersien het. Juffrou hoop julle het die simmetrie aktiwiteit geniet en dat julle baie mooi patrone geknip het. En juffrou hoop dat julle 'n baie lekker middag sal hê. Julle moet baie mooi soet wees vir mamma en pappa en weet juffrou verlang baie na julle. Jy moet 'n lekker middag hê. Tata graad 2's.